Goeiemôre, good morning. Goeiemôre, good morning en baie dankie dat jy gekies het om hierdie Woensdagoggend saam met ons te begin. Ja, en ek kies dit vanoggend saam met julle ook te begin. Dankie Elsa. Kan ek ook 'n dankie kry? Ja, jy mag. Baie dankie. Nou, ek het gedink ek sal vanoggend 'n interessante feit met julle deel. Vandag 1797 het die eerste valskermsprong plaasgevind. André Jacques Gagarin het met 'n valskerm wat vanuit sy gemaak is, uit 'n warm lugballon in Parys gespring. En om dit te herdenk, gaan Pieter later vir ons Lekker. Ek sien. Hy is nie eers benut. Nee, Pieter gaan dit nog doen. Ek is in. Ja, kom ons reël dit. Kom ons Ek wil reël dit dit. ook gaan Ek wil dit. Kom ons doen dit Al drie as 'n saam. span. van julle? Valskerm spring. Wie van julle wil dit saam met ons doen? Laat weet vir ons op ons Facebookblad en ons reële ding. Ja. Nou ja, toe. Maar daar is julle interessante feit vir die dag. Dankie. Laat ons sommer wegval met wat jy vandag in die episode kan verwag. Arnold Wegval. gesels met die sportsielkundige, beter bekend as die bokkop dokter, Dr. Henning Gericke, oor sy boek Inspirerende Ouerskap. Ons gesels met die wenner van Maak my 'n Miljonair 2025. Ons kuier ook saam met die man agter die gewilde TikTok-blad Boland Snake Removals, en Leani May kom kuier vir die eerste keer by ons. Maar eers is dit nou tyd vir ons oggendpraatjie. Pieter, Ja. ek dink dis jou beurt. Ek sal graag begin met 'n oggendpraatjie. Het julle nou al, ek meen tale, ons hou van tale, almal van ons Ja. hou van tale uit die aard van wat ons doen en. Ek is natuurlik die een wie se tong die meeste knoop as dit vir die tale en die dinge kom. En in Amerika het ek besef my Engels is teen 10:00 in die oggende. It's gone. Die bundles is op. Yeah, then the bundles is gone, man. Maar in elk geval, Afrikaans is 'n baie lekker taal. En wat is nou die interessantste woord wat jy nou Afrikaans al gehoor het? Maar my gunsteling Afrikaanse woord is so mooi beskrywing, spookasem. Ja, Want dit is presies hoe die ding lyk. Gaan dit Maar nêrens is anders so kan It just verduidelik. conjures up like a bunch of different things. En veral nou in die spooky season, spookasem is my baie mooi. Elsa? ek kan nie dink aan 'n daar's soveel interessante woorde dink ek, Ja. maar dit verskil maar van dag tot dag wanneer 'n mens daarvan hoor of daarmee werk. Maar ek dink net 'n woord wat vir my so lekker sê is onverskrokke. Ooh, Of pronk. onverskrokke. Wat is onverskrokke? Om nie bang te wees nie. Okay. Nou ja, toe, Like ons gaan audacious. daardie Pieter, wil jy iets valskermsprong, byvoeg? daardie valskermsprong onverskrokke aandurf. Is Daar's dit hy. reg? Daar's hy. My eenvoudige woord is lekker. Dis net Lekker, lekker. En jy kan hom sê soos wat jy wil en ek kan onthou in Amerika het alle Amerikaanse vriende wat ek ook nou daar leer ken het goed. En ander was net, "Hey man, how are you?" Dan sê ek nee, I'm lekker. What is lekker? Tot ek dit vir hulle verduidelik. Maar nou ja, 'n jong smaakmaker van Nederland, Sjoerd Semink, het onlangs 'n video gedeel waarin hy sy ongeloof uitgespreek het toe hy die Afrikaanse woord vir 'n sekere reptiel gehoor het. Hy het selfs gevra of Afrikaans 'n regte taal is. "Haai jonge, hoe verstaan jy dit dan nou?" Die woord ter sprake is verkleermannetjie. Kyk net hier. Ik kom er net achter dat chameleon in het Afrikaans verkleurmannetje is. Wat is toch geen echte taal Afrikaans? Crazy. En daai laggie, kyk, Elsa lag as om uit die raam uit. Ek dink die woord was nie vir my so snaaks, net soos die video van die ou. Wel, Hy klink soos Goofy. Is hy 'n regte mens? Hy is ons Afrikaanse regte taal. Is dit sy regte laggie? wel, ek het so 'n bietjie na 'n paar Nederlandse woorde gaan kyk en ek weet nie of hulle so vreemd gaan wees of gaan klink op die oor nie, maar nee ja. Hoor net gou hier. Okay, hier's 'n paar vreemde Nederlandse woorde, dan moet julle kyk of julle vir my kan sê wat dit is. Okay. Yes. Okay, hier's die Yes. eerste een. Hier's die eerste een. En die eerste een is eenhoorn. Unicorn. Ek sou saam met haar steek. Eenhoorn, nie Ja. eekkoring nie. Nee, dis 'n squirrel. 'n Eenhoorn is 'n renoster. Die tweede een is hier is die ene. Hagelslag. Wat? Hagelslag.
Dis weer ek goeiemôre hier vanoggend. Hagelslag. Hagelslag. Nee, ek weet nie wat is dit? Twee betekenisse. Hagelslag, die haalstorm. Of dis 'n heerlike smeer wat hulle op broodjies sit met hundreds of thousands. laaste een. Hierdie enetjie. Okay, nou moet ek dink. Twee van hulle. Boterham en pindakaas. Pindakaas? Dis iets met ham en kaas. So ek sou dink dis 'n broodjie. Pindakaas is grondboontjie botter. Oh, peanut butter. En Okay. boterham is 'n toebroodjie, inderdaad. Daar's hy jongen. Okay. Moving swiftly along. Elsa, hy's 'n spaarkamer. Wat het jy gesê? Jy het 'n Vierhoutjie boksie. 'n vierhoutjie boksie. Is daar 'n spaarkamer Daar is 'n baie klein spaarkamertjie. Ja, in die vierhoutjie boksie? inderdaad. Reg. Ja. Voel jy geregtig daarop om 'n spaarkamer te hê? Ag, weet jy, nee, ek is met min tevrede. Okay. Maar ek is dankbaar. Yeah, well, there's been a call to tax spare bedrooms in Australia, and it has sparked a major debate. A new proposal suggests that desirable spare bedrooms could be taxed to help address Australia's housing shortage. Research from Cotality Australia shows that whilst over 60% of households consist of only one or two people, 3/4 of the homes in the country have got a spare bedroom, highlighting a major mismatch between the size of the household and the size of the actual home. Housing expert Dr. Eliza Owen said that the idea isn't to penalise people for having space, but to encourage a fairer use of housing stock. She says you could ask them to pay for it through land tax or incentivise them to move through to the abolition of stamp duty, she explained, noting that smaller households often occupy large family homes. Critics argue that it's unfair to expect younger buyers to pay escalating prices while older, smaller houses retain underused property. The discussion comes as Australia struggles to meet its target of 1.2 million new homes in 5 years, with rising building costs and slow approvals adding to the pressure. Economists say that beyond new construction, rethinking how existing homes are used may be the key to solving the housing crisis. I think this is absolute nonsense. Ek dink ook so. I think this is nonsense. If I'm going to buy a 3-bedroom house as a single person, ek het vir daai huis betaal wat die prys was wat die huis gekos het. Nou sê jy vir my, ek moet eintlik 'n kleiner plekkie 'n hê. kleiner plekkie kry want daar is mense wat dalk daai 3 slaapkamer huis nodig het. Eerder kan gebruik, maar kan hulle dit bekostig? Nee, Dis weer die ander nee, ding. dit is of ek gaan nou in as 'n enkel lopende persoon in my 3 slaapkamer huis woon, maar dan moet ek addisionele belasting betaal omdat ek 2 spaarkamers het. Wat as my katte elke kamer wil hê? Verstaan jy? Dis Verstaan. eintlik die katte se kamer. Maar Dit is eintlik die katte se huis. presies, ek So hier nee, net ja. Australië, julle het nou regtig That's not gonna work, mate. No way. No way. That's not gonna work, mate. Put a shrimp on the barbie and let's talk about something else. lag Ek moet sê ek het daai ouetjie se gelaggie baie geniet. Nee, daai laggie was regtig die hoogtepunt van die video. Ons is 'n regte taal as ons Afrikaans praat. Bly ingeskakel, ons kuier net hier na verder. Daar is soveel wat in vandag se program voorlê. So maak seker jy bly net waar jy is en gaan volg ons op ons sosiale media bladsye by Goeiemôre, good morning.